Goeiemôre. Jy luister na die reeks Kopskuif. 'n Reeks waar ons nadink oor ons denke, ons brein en hoe ons gedagtes ons lewe en lewensverloop bepaal. Jy luister na die 52ste oordeenking in die reeks en ons praat vanoggend oor dryfkrag 5 vir optimale breinfunksionering, doelgerigtheid. Doelgerigtheid is die tweede van 3 emosionele dryfkragte. Dr. Etienne van der Walt verduidelik dat doelgerigtheid as 'n funksie van die brein dieper strek as bloot om 'n doel of doelstellings daar te hê en dit te bereik. Doelgerigtheid het te doen met 'n diepliggende, positiewe lewensingesteldheid. 'n Diepliggende, positiewe lewensgerigtheid. Soos wat hy dit verduidelik, laat dit my dink aan wat Viktor Frankl gesê het, naamlik dat mense wat betekenis in die lewe vind, kan enige terugslae oorkom. Die lewe kan nooit deur omstandighede onleefbaar gemaak word nie, maar weens 'n gebrek aan betekenis en doel. Dit lei seker tot sy bekendste stelling, naamlik: Those who have a why to live can bear with almost any how. Hulle wat 'n waarom het om voort te leef, sal die manier vind om dit reg te kry. Dit was vir Frankl die snypunt van elke mens se bestaan. Iets waarsonder niemand sinvol kon leef nie. 'n Besliste lewensdoel. Positiewe gedagtes bevorder die afskeiding van dopamien en deel in dieselfde breinstruktuur as of gesonde gewoontes of verslawings. Mense wat konstant besig is met negatiewe gedagtes, ondermyn doelgerigtheid en dit lei tot 'n verlies aan lewenssin. Wanneer positiewe denke met positiewe beplanning en uitvoering 'n gewoonte word, ondersteun dit daardie diep gesetelde doelgerigtheid waaroor ons vroeër gepraat het. Hier vind 'n mens 'n sirkel van versterkende gedrag. 'n Doelgerigte lewe verhoog iemand se selfvertroue. Selfvertroue versterk motivering. Motivering verhoog weer doelgerigtheid en so word dit 'n sirkulêre proses van positiwiteit. Jou brein skei meer dopamien af en jou breinstruktuur verander sodanig dat jy uiteindelik permanent met 'n positiewe doelgerigtheid leef. 'n Rede vir jou bestaan. Hou nou in gedagte waaroor ons in die vorige oordeenkings gepraat het, naamlik dat wanneer hierdie doelgerigtheid ooreenstem met die dinge waaraan ons 'n positiewe waarde toegeken het, leef ons in 'n staat van positiewe breinfunksionering. Ons beleef harmonie en tevredenheid, die oortuiging dat my lewe saak maak en sin maak. Kom ek vra jou 'n vraag. Het jy al sedert jy na hierdie oordeenkingsreeks begin luister het, beter begin let op jou denke? Het jy al 'n groter bewussyn van wat in jou gedagtes aangaan? Het jy al begin, indien jy dit nog nie gedoen het nie, om te oefen? Het jy ernstig na jou dieet gekyk? Het jy aanpassings gemaak? Met groter dissipline na jou slaappatrone begin omsien? Het jy al daagliks begin stil word? Begin mediteer? Ja? Wat is jou antwoord hierop? Indien jy reeds daarmee begin het, wel gedaan. Doen so voort. Indien nie, waarom? Waarom gun jy jouself nie die beste nie? Is dit slegte patrone, slegte gewoontes? Dalk swak dissipline? Verskonings? Te besig? As dit nie vandag is nie, wanneer gaan jy die besluit neem? Wanneer gaan jy begin? Nou is die tyd, hierdie oomblik. Vandag is die tyd om 'n besluit te neem. Neem 'n papier en 'n pen en skryf met 'n positiewe ingesteldheid en 'n selfvertroue neer, gemotiveerd
beslis met 'n teiken wat jy voor jouself hou. En skryf dan dit baie spesifiek neer. Ek gaan hierdie week elke oggend van 5:30 tot 5:45 oefen. My oefening gaan bestaan uit die volgende. Al gee jy net vandag 3 tree, 30 tree, 300 tree, dit maak nie saak nie. Die feit dat jy begin, is al klaar 'n doelgerigte besluit. Dit motiveer jou, skei dopamien af. As jy dit suksesvol behaal het, sal jy die motivering hê vir die volgende treetjie. Moenie jouself martel of doodmaak nie, begin net. Skryf dan volgende neer, my dieet hierdie week gaan die volgende dinge insluit wat vir my goed en gesond is. Skryf neer. Google as dit nodig is, maar skryf gesonde kos neer. En dan skryf jy, die volgende gaan ek vermy, omdat dit my siek maak en sleg is vir my liggaam en my brein. Skryf dan daarnaas, ek gaan saans om 8:00 of 9:00 begin stil raak, die ligte dowwer stel, my foon wegbêre, 'n goeie en opbouende boek lees of klassieke musiek luister. En dan 9:00 of 10:00 gaan ek slaap, om vir 'n volle 7 of 8 ure goeie nagrus in te kry. Daarna skryf jy, ek sal daagliks begin met 10 minute se stil word, 10 minute se meditasie. Hierdie tyd behoort aan niemand anders as aan my nie. Ek gun dit vir my brein wat elke dag besonder hard werk. En ek gaan stil word elke dag om 1 uur byvoorbeeld. Ek gaan my deur toetrek en vir myself begin omgee. Miskien sukkel ons met hierdie selfsorgdissiplines, omdat ons diep in ons wese nie die besluit geneem het dat welstand, my well-being, 'n kernwaarde is nie. Wat sê jy vir jouself as jy vandag in jou werk of skoolwerk, jou oor hups werk, om elke liewe doelstelling afgehandel te kry? Maar as dit by jouself kom jy niks daarvan na nie. Jy verwaarloos jouself, jou eie gesondheid en jou gemoedstoestand. Nee, so moet dit nie wees nie. God het ons nie geskep om slawe te wees van 'n industriële afgod nie. Ons is nie ondergeskiktes aan hierdie wêreld nie. Ons is kinders van die Allerhoogste. Begin jouself nou so behandel. Is liefde vir jouself dan nie deel van die groot gebod nie? Liefde vir God, vir ander en ook jouself. Dit is die groot gebod. Wees dan ook in hierdie opsig gehoorsaam aan die Here. Ons gebed kom vanoggend uit die groot gebedeboek. Here, oral waar ek gaan, laat ek vingerafdrukke agter, op die hande wat ek aanraak, op mure, borde, ruite, deurknoppe, boeke. Daar is geen wegkomkans nie. Waar ek vat, plaas ek 'n teken van my identiteit. Help my, Here, om vandag waar ek ook al gaan, hartafdrukke na te laat. Hartafdrukke van regverdigheid en deernis, van begrip en liefde, van barmhartigheid en belangstelling. Hartafdrukke van hartlike vriendelikheid, van opregte betrokkenheid en omgee. Mag my hart vandag 'n ander hart aanraak en 'n afdruk laat van u liefde. Laat ek 'n sagte aanraking agterlaat by 'n eensame buurman of vrou, by 'n wegloopkind, 'n bekommerde ouer, 'n verstote ou mens. Here, stuur my vandag uit om hartafdrukke op mense se lewe te laat. As iemand sou sê, jou aanraking het my vandag versterk, jou nabyheid het my vertroos, laat hulle agterbly met die bewussyn dat dit u liefde was, wat hulle in my optrede ervaar het. Amen. Mag jy ook, deur na jouself om te sien, kan sê, ook hierdeur het ek God in my optrede ervaar.
Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.